As ons voortgaan met ons gedeeltes oor die onwaarskynlikes, dan kyk ons vanmôre na die storie van Ester. Nou in die boek Ester kry ons die storie van Ester uit die aard van die saak en dis 'n kort boekie wat 'n baie kragtige boodskap het. En dit gaan oor hierdie Joodse meisie wat gekies word om deel te word van die groep vroue wat rondom die koning Ahasveros is. Nou, Ahasveros is interessant, dis heel moet ek die koning Xerxes van Persië. Onthou op hierdie stadium is die volk in ballingskap en hulle word dan hulle bestaan dan in ballingskap, hulle word dan staan dan onder die Persiese mag en die Persiese wêreldmag. En koning Xerxes kies dan vir hom vroue om rondom hom te wees en een van hierdie vroue is dan Ester. En hy kies Ester actually nog meer as om sy nuwe koningin te word. En koningin Ahas, koningin, die vorige koningin, word dan uitgeplaas, word dan laat gaan en Ester word dan die nuwe koningin. En dis so onwaarskynlik dat sy die koningin sou word. Sy is 'n Joodse meisie wat eintlik niks met Persië te doen het nie. En wat dan gebeur is een van die koning se amptenare, een van sy hoofamptenare beplan dan dat die Jode uitgewis word. Hy maak dan al hierdie planne ensovoorts en Mordegai, die oom van Ester, hoor dan van hierdie planne. En wat dan letterlik gebeur is Mordegai gaan sê dan vir die koningin Ester om vir die koning te gaan sê dat die Jode beskerm moet word en dat die Jode veilig bewaar moet word teen die uitwissing wat Haman beplan. Nou, dit was baie onwaarskynlik dat 'n klomp van hierdie dinge bymekaar kom. In die eerste plek, dat Ester 'n koningin word, enigstens 'n koningin word, was baie onwaarskynlik. Dit is onwaarskynlik dat die vorige koningin vervang word en Ester bygebring word en dat Ester nie maar net nog 'n vrou is wat rondom die koning is nie. Derde plek is die reg dat hierdie koningin selfs wie die koningin is, Ester nou, die reg het om met koning Xerxes te praat en geleentheid kan kry om met hom te kan praat. Die feit dat dit onwaarskynlik is dat Mordegai van hierdie hele komplot van Haman te hore kom, maar die Here beskik dit so dat Mordegai weet van die komplot wat Haman het teen die Jode. En dan nog meer as dit, dat die koning Xerxes actually sal luister na Ester. 'n Nuwe koningin wat hy nie eers so lank ken nie en bereid is om dan die Jode te beskerm. En na hierdie gebeure en nadat hierdie gedeelte, nadat die koning uitgevind het van die komplot, nadat die Haman gestraf is vir sy sameswering, nadat hy doodgemaak is daar op die einde van die dag die Purimfees is ingestel. So vandag nog word in Israel die Purimfees gevier as 'n herdenking van die verlossing wat deur Ester gekom het, die onwaarskynlike koningin wat actually na vore getree het en die Jode gered het. En ek wil net vir julle een gedeelte aanhaal hier in Ester 4 vers 14 wat sê, wie weet, dis Mordegai wat praat teenoor Ester, wie weet, miskien is jy juis met 'n oog op 'n tyd soos hierdie as koning, het jy juis koningin geword. Miskien is dit met 'n oog op 'n tyd soos hierdie. Miskien is dit hierdie tyd wat dit nodig was dat jy 'n koningin is. En dit som hierdie gedeelte op. Nie net miskien nie, nee, dit was deel van God se plan. Deel van God se plan is Ester wat die onwaarskynlike is wat koningin word. En dis ook iets wat ek vandag by julle wil los. Miskien is jy die onwaarskynlike om iets groots te doen vir die Here. En jy weet dit dalk nog nie. Wees gehoorsaam, wees getrou, gaan doen en gaan waar die Here jou stuur. Want miskien is jy geroep vir 'n tyd soos hierdie. Deel hierdie boodskap met julle vriende, nooi julle vriende kerk toe, kom gerus, kom deel graag in die erediens en kom luister hoe Ester verlossing bring, maar ook hoe Jesus die ultimate verlossing vir ons gebring het. Ook die onwaarskynlike was om die koning as koning te sterf, maar wat op die einde van die dag die koning van alle konings is. Dankie, sien julle daar.